dalk 'n nota maak van God se telefoonnommer vir noodgevalle. OK? Dis 5015. As jy dit sal onthou, 5015. Psalm 50, vers 15. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp. Jy moet my eer. OK? Dis 'n goeie een om te onthou, is dit reg? Ja. En dan wil ek net vir rust 'n bietjie noem, ek het 'n pragtige storie hierdie week of hierdie week so 'n tydjie gelede gehoor van 'n vrou, 'n ouerige vrou wat ons vertel dat sy in 'n huis groot geword het en haar ma het 'n rooi lepel gehad. Hierdie rooi lepel het haar lewe mislik gemaak. En sy het beloof sy sal nooit ooit 'n rooi lepel in haar huis hê nie. Toe sy kinders gehad, toe vra iemand vir haar, wat het jy toe gedoen? Hoe maak jy nou groot? Sy sê, nee, ek het nie 'n rooi lepel. Ek het nou 'n blou lepel in my huis. Mag ek sê, dis presies wat daai kinders nodig het. Dis 'n blou lepel. Dis die waarheid. Lekker om almal te sien, ek het 'n mislike week deurgemaak en so bid vir my dat dit betref. Die eerste plek het hulle kinders verstandpad uitgehaal. En by laaste een. Jy weet dat hier in Engels sê ook so wisdom tooth. So I'm wisdom tooth, verstaan julle? En toe werk hulle sommer 'n paar dae later werk die tandarts op 3 kant en hierdie kant. So ek kan nou nie hierdie kant kou nie, ek kan nie hierdie kant kou nie. En nou my oë weer begin traan in simpatie met hierdie hele lot. En ek het nou 'n plan uitgewerk vir die hele storie. Ek het nou my tuinjong wat nou vroeër 'n halfuur vroeër kom en so in die oggende, dan kou hy so my ontbyt vir my. Dit help baie met dit alles wat daar gaan. Bietjie nuus van ons kant af, die oorlog het alweer so begin. En dit is weer aardige ding. Kan julle glo dat hulle verlede Saterdag het hulle een jong man 23 keer geskiet. Dis een bende wat die ander bendes 'n boodskap stuur. Dis wat ons doen as julle nie oppas nie. Wat vir my gesê het was in die kop geskiet vir 23 keer. En ek verstaan nie hoe dit alles gedoen was nie. Maar toe hulle hom gemaak kon hulle hom nie oplig nie. Die mense het stukke net afgeval. Of jammer om nou so grafies te wees, maar dit is 'n vreeslike ding. So ons as mense is nou weer terug by die plek waar hulle bang is om uit te gaan en hierdie dinge gebeur nou alles alweer. So bid asseblief tog vir Toetes ook. Ons sal dit baie waardeer. Ek en Nina is volgende week op pad Johannesburg toe. Waar ek 'n senterkeer vir konferensie in Sandton doen. En ek het daai naweek 4 keer preek. Soos Vrydag aand, Saterdag aand en Sondagoggend 2 wat die dienste. Sondagoggend. So bid vir ou baas wat his wisdom tooth is God. Ek weet nie of hy dit kan gemaak het die mense so. Bid asseblief wat dit betref. Maar twee dingetjies dat ek net met julle wil deel asseblief tog. Nommer 1. Vir al ons ouer mense, pas op hierdie skerms wat op die oomblik aangaan. Nina se suster is 'n paar weke gelede gevang. Met 'n oproep wat sê dat hulle van die forensiek afdeling is. En mense is besig om hulle kaart op hulle bankrekening te bewerk. En hulle moet asseblief nou die nommer gee. Hierdie ding ook die pies, hierdie kant. Dus ek weet, kyk, is 'n R20.000 weg. So, as iemand jou bel en sê hy vra om 'n forensiek te bel. Weet jy wat sê ek? Ek sê, baie dankie. Ek sê nie voor neer, ek gaan julle nou terugbel. Die beste manier om dit te doen. In geval dat het eintlik 'n probleem is, want ek het al mense wat my gebel het gesê, luister, ek is vir jou gesê, het jy nou toegelaat dat R50.000 en so betaal word? En dit was 'n waarheid, dit was 'n regte. So, maar pas op asseblief tog. En dit lyk vir my hulle target ons wat die ouer is. En net al die goed verstaan. My skoonsister weet baie min van fone en banke op die fone en al die goed. En weet jy dat die man selfs die volgende dag opgedag het. En haar self bank toe geval het, om nie
nuwe kaart kry. Kan nie doen. Ja, so wees baie versigtig. En dan die laaste ding is, wat wil almal net wat weet, ek het gister 'n troue gedoen in 'n woud, in Stellenbosch. Hierdie paartjie het 'n opening, want hulle gaan gereeld stap in die woud. Daar was 'n pragtige opening, hulle besluit hulle gaan daar trou, hulle het preekstoel gebring van 'n kerk af. Vriende en familielede het hulle gehelp om bokse op te maak, elke persoon se naam op wat uitgenooi het, met koekies in en 'n koeldrank vir elkeen. En dit was huwelik. Sy het 'n gewone rok aangehad, 'n mooi pragtige rok met 'n wyl. En ons het 'n fantastiese tyd gehad. En as daai huwelik vir hulle R1000 gekos het, was dit baie. En dit was uniek. Dit was opwindend. Mense wou nie weggaan nie. Almal het geniet. So hierdie nonsens van R30.000, R50.000 vir 'n vroue is stupid. Jy kan dit doen vir baie min geld en almal geniet dit. So ek wil dit ook noem asseblief tog. As jou vir julle jong mense wat nou kinders klein is, ek weet nie wat dit gaan kos vir 'n huwelik in 'n paar jaar se tyd nie. Sê ek kom praat met hom, wil ek weet wat die woud is. Maak jou Bybel oop asseblief tog, ons is weer terug. Nee, ek wil julle ook dit vertel. Pastor Baals het dalk gedeel van die nuwe bediening wat ons nou gaan begin onder die kortasprekende mense. Ek weet eenmaal genoem. Volgende Sondag gaan die eerste diens wees. Ons het 'n jong man in ons straatgemeente wat sy naam is Elvis. Hy is nou al, ons het hom nou geleer, hoofsaaklik Pastor Baals en Pastor Jeremy het hom nou opgelei. Hy is nou gereed om te begin en hulle gaan dienste hê in die straatkerk net na die oggenddiens daar klaar is. En hulle gaan volgende Sondag begin met die eerste diens. So dis opwindend. Dit is die eerste keer in al ons dienste en ons bediening dat ons nou 'n kosse wat hier gaan begin. Wat baie interessant is. Ek dink dis weet jy die enigste manier hoe ons ooit ons swart mense gaan bereik is deur om mense op te lei om na hulle toe te gaan. Ons kan nie gaan nie. En al kan ons gaan, kan ons net 'n handjie vol kry. Hulle kan soveel mense kan hulle leer wen as ons dit so doen. So bid asseblief tog ook vir daai saak. OK, ons is weer terug vanoggend by die apostels. Ons gaan weer eens kyk en as jy kan onthou, ons het begin deur om te kyk. Ons het al 'n paar keer na 'n paar van die apostels gekyk oor die verlede jaar dalk. Het ons na Matteus gekyk en ons het gekyk na Judas Iskariot, wat daar gebeur het. 2 maande gelede het ons gekyk na die roeping van die apostels, hoe Jesus dit gedoen het, deur 'n nag van gebed, het Jesus deurgebring en toe afgekom en sy 12 gekies. So hulle was mans wat geroep was as gevolg van 'n spesiale gebede wat Jesus gebid het. Hulle was ook geroep vir 'n spesiale taak. Die opdrag wat hulle ontvang het was, gaan net na die kinders van Israel. Hulle kon na niemand anders toe gaan. Hulle was ook geroep om 'n spesiale voorreg te geniet. Jesus het vir hulle self geleer, dink ek bietjie daaraan. Hulle het by sy voete gesit en hulle het hulle onderwys direk van hom ontvang. Hulle was geroep en met spesiale krag wat hulle ontvang het. Hulle kon wonderwerke doen. Jesus het hulle 2 uitgestuur en gesê, gaan, hy het selfs gesê, wek die dooies op. Dryf die demone uit. Hy het hulle hierdie spesiale krag gegee, wat nie altyd daar was nie. Dit was vir spesiale tye wat hy dit wil gee. Hy het hulle geroep om 'n spesiale plek te bekleed. Wanneer hy terugkom in die millennium, gaan hulle op 12 trone sit om Israel wat is die woord wat ek soek? Jammer, verstaan dat. Regeer, thank you very much. En dan laastens was dit geroep om nie spesiale mense te wees. Hulle was doodgewone mense wat 'n spesiale liefde gehad het, spesiale taak en gehoorsaamheid om die taak uit te dra. En
so 'n bietjie kyk na een van die mans vandag, wat ek dink ek en jy kan net soos hy wees. Hy is my gunsteling, sy naam is Andreas. Ons het verlede keer wat ek hier was, het ons na sy broer Petrus gekyk. En ons kyk vandag na hierdie man, Andreas. Interessant, sy naam beteken manlik. Ons lewe vandag in 'n wêreld waar dit moeilik is om ware mans te sien, dis ek reg. Daar's mans wat rondloop met gewere aan, daar's mans wat rondloop met lang naels, en daar's allerlei mans wat rondom ons is. En hierdie man was manlik. En ek hou daarvan. En dis wat ek net noem 'n paar dingetjies van hom. Hy was nooit die leier wat sy broer was nie. Hy was die man in die agtergrond. Hy het nooit was hy deur die Here te gebruik om te preek nie. Ons het nie een preek of een voorbeeld van 'n preek van hom in die Bybel nie. Daar's net 12 verwysings na hierdie man. Hy was die jonger broer, dink ek, van Simon Petrus. Hy was gebore in Bethsaida, maar hy het gewoon saam met sy broer en sy broer se vrou in Kapernaum. En daar het hulle gewoon en geleef. En hy was saam met sy broer in die visbedryf. Hy was 'n visserman, saam met Petrus. En ons wil 'n bietjie na hierdie man kyk, en ek noem hom die man met 'n unieke hart, wat ek en jy kan namaak. So ons wil 'n bietjie daarna kyk. Vader, dankie dat ons weer eens vandag hierdie wonderlike getuienisse gehoor het, en gehoor het van wat ons waarvoor ons wil bid. Ons het pragtige gesange gesing, dankie daarvoor. Ons was voorberei om bietjie te luister na wat U vir ons het vandag. En so praat met ons. U weet ek het U nodig, ek het U help nodig om die woord te dra. Help ons almal om ons ore oop te maak en dan te besluit om daders van die woord te word. Nie net hoorders nie, hier om uit te loop om niks te wil doen nie. En so werk deur ons asseblief tog met ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ok, Johannes 1, hoofstuk 1, as jy saam met my daar sal blaai, wil ek net 'n gedeeltjie lees, en wat gaan ons kyk na. Maar hou jou Bybel ook gereed, want ons gaan hierna na hoofstuk 6 kyk, en dan na hoofstuk 12 van Johannes, dan ons 'n bietjie meer van hierdie man met die naam van Andreas, dat jy meer kan leer van hom. Johannes 1:35 sê die volgende dag het Johannes weer daar gestaan, dis Johannes die Doper, en 2 van sy disippels. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En die 2 disippels het hom hoor sê en Jesus gevolg. En toe Jesus hom omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit was te sê, as dit vertaal word, meester, waar is U tuis? En hy sê vir hulle, kom kyk. En hulle het gegaan en gesien waar hy tuis was, en die dag by hom gebly, en was het omtrent die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat het van Johannes gehoor het en hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is, as het vertaal word, die Christus. En hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona. Jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek. Hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. En Filippus was van Bethsaida, uit die stad van Andreas en Petrus. Ons gaan net tot sover lees, maar ek wil 'n bietjie na 5 of 6 dingetjies kyk wat ons uitstaan en gaan met hierdie man. Die eerste ding wat ek sien van hom is, hy was 'n man met 'n soekende hart. 'n Soekende hart. Toe Jesus uitgewys was as die lam van God, het hy dit nie net sommer aanvaar nie. Hy wou meer weet. Hy wou hierdie Jesus persoonlik weet van hom, waar hy bly, wat hy doen, wie hy is.
En ons lees dat hy saam met Jesus na sy huis toe gegaan het. En daar saam met hom die deurgebring. En mag ek sê, dit is die plek waar hy gered was. Het hy geweet, hy is die Messias. Jesus het hom duidelik vertel, hy is die Messias. Hy het nooit voor dit vir Jesus gesê nie. En is daar, wat hy terugkom na sy broer toe en sê, ons die Messias, die verwagte een, die een wat sou kom vir ons. En ons het hom ontmoet, en ons het hom gevind. En ek hou van die feit dat hy sy broer na Jesus toe geneem het. En hom vertel, hy was 'n man wat soek. Dis weet jy, baie min mense in ons kerk vandag soek die waarheid. Hulle is tevrede om enige iets te hoor in enige van die kerke rondom. Nina het so lekker gelag by die huis. Nina het vanoggend op ons radiostasie, Radio Helderberg, daar is Grootwes, het hulle 'n prediker gehad van die Jubilee Kerk. Dis nou een van hulle daar in Toedersdorp. Weet jy, sodra 'n naam neer, as dit 'n Jubilee is of 'n Life is of 'n een of ander naam het, dan weet jy hier is 'n ding aan die gang. En die man moet skaars Engels praat. Nina kan onthou wat hy gesê het, wat ek kan nie onthou nie. Ja, hy het vir hulle gesê in Engels, vandag gaan ons, today we got to get up to learn the word of God. Want sy sê, maar hy het nooit die woord gehoor nie. Hy het net ge-gets up al die tyd. Gets up, ons moet get up, dit. Weet jy, in die wêreld is vol, ons kerke rondom ons, in ons kleine gebiede is daar honderde van hierdie kerke, waar niemand enigiets weet van die woord van God nie, maar hulle kan lekker sing, hulle kan lekker hande klap, en hulle kan lekker dans terwyl hulle sing. Van hulle hardloop selfs rondom die gebou, of in die gebou op en af, maar dat is nooit die woord van God, want hulle soek nie. 'n ou vriend van my het altyd gesê, weet jy, mense ontvang nie iets nie, omdat hulle nie ietsie bring om dit in te ontvang. Jy sien, jy moet nie kom om ietsie te ontvang. Jy kom nie hier om net te sing nie, ja, ons sing om die Here te aanbid, maar jy moet hier aankom en bereid wees. Weet jy, wat ek doen is daar iemand gaan preek, sê ek, Here, asseblief tog, leer my ietsie vandag. Wys my wat jy wil hê ek moet doen. Leer my uit die woord uit vandag. En ek dink dit was wat hy is. Dis die tipe man wat hy was. Let op, hy was 'n disipel van Johannes die Doper. Dit beteken dat hy voorheen in Bethabach, die plek waar Johannes gedoop het, hy het blykbaar daar toe gegaan en was gedoop deur Johannes die Doper. En onthou, Johannes die Doper was 'n doop van vergifnis van sondes in die naam van die een wat sal kom. Dis hoekom Paulus kon sê vir die disipels wat hy ontmoet het in Efese en Kolose. En het gevra, hoe is julle gedoop? Ook ons is gedoop in die doop van Johannes. En hy moes hulle neem en verduidelik van Jesus wat gekom het en hy het hulle weer gedoop op die regte manier. Maar hierdie man was so soekend dat hy selfs gaan laat doop vir die een wat gekom. En hy was 'n disipel van Johannes die Doper. Dis interessant. Ek weet nie hoeveel disipels daar was nie, maar hulle is hierdie twee mense die enigste vir belang gestel het in Jesus Christus. Hulle wou meer weet. En dis hoe ons behoort te wees. Ek behoort my Bybel te lees daagliks, sodat ek meer kan leer van my Here. Nee, jammer, my onthouer is nou vlouer, maar ek het ietsie verdien vir hierdie week vertel. Wat ek gelees het, wat ek seker al 100 keer gelees het, wat het eindelijk vir my sin gemaakt. Weet jy wat, as jy gereeld is, weer eens, om jou Bybel te begin lees, en ietsie te verwag, gaan jy verras word, met wat die Here jou kan leer. Ons sê in die Engels, God illuminates a portion of the scripture. Hy verlig dit, hy bring dit, amper soos 'n neon teken, wat daar is, wat jy sien. En dis wat gebeur, wanneer jy die woord van God is. En hierdie man, hy wil weer meer weet van Jesus, hy begin eintlik by Johannes die Doper, maar toe die regte een opdaag, toe hy die regte een gevolg. En hy het saam met hom gaan kyk na waar hy gekoon het, en fantasties. En sy soekende hart, het hom gedryf, dat net 'n bietjie later, klein bietjie later, sou hy besig wees met sy broer, om hulle nette te was, en Jesus kom stap verby, en sê, kom agter my aan, kom volg my, ek
ek sal julle visser van mense maak. En raai wat gebeur, dis presies wat ek gedoen het. Hulle het onmiddellik hulle vader, sy vader gaan ons volgende keer na kyk, Zebedeus was sy vader, en sy broer was Johannes, en hy en sy broer het toe vir hulle ouers, hulle pa staan, by die visbedryf, en Jesus gevolg. Nou dit was nie die einde nie, hulle het weer teruggekom, visbedryf. Lukas 5 vertel vir ons, na die wondervangs van visse, toe Jesus vir hulle gesê het, gooi die net uit, en hulle soveel kry dat die net aan moes breek, hulle moes hulle na maats roep, om hulle te kom help, hulle 2 bote vol gemaak. Toe het hulle alles gestaan, want dit sê vir ons dan, toe het hulle alles gestaan om Jesus te volg. Hy was so soet, dat hy vir Jesus gevolg het tot die einde toe. Fantasties. Kan ek jou herinner, bekering is nie die begin en die einde nie. Bekering is die begin. En dit is 'n fantastiese avontuur om die Here te dien, en te leer, te groei, en meer te weet van wat aangaan, wat Jesus betref. Ons moet op elke dag nader, ons moet op elke dag nader aan hom beweeg, ons moet die begeerte hê om die dienste te wees, by ons studies as jy kan, sodat ons meer kan leer van hom. En ek wonder vanoggend of jy 'n soekende hart het, of jy soek en wil uitvind wat die Here jy moet doen. Christus, ek weet dit net noem oor daai hele saak. Jesus is die oplossing. Hoe dit oorgedra word aan Matteus, dis waar die wysheid moet kom. En as ons bid, sal die Here vir jou wysheid gee om haar te help. Dan moet jy 'n blou leer opkoop. Maar dit is wat ons behoort te doen. As jy soekend is, gaan ek God die antwoord. Ek het vir daai buurvrou van jou, is dit haar seun wat gesterf het. Vra die Here vir die wysheid om haar te help op die reg te doen. Gaan dit vandag en sê, ek het besluit om saam met jou te bid. En ek gaan elke dag kom bid saam met jou, tot hierdie ding opgelos is. Dis wat ons behoort te doen, vriende. Hier is 'n tweede ding wat gaan by hierdie man. Hy was 'n man met 'n sorgsame hart. Weet jy, elke keer wat ons van hom lees, is hy besig om iemand na Jesus toe te bring. Dis interessant. Ons het verduidelik van sy broer hier in vers 42. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is die Christus, en hy het hom na Jesus gelei. Hierdie man het omgegee vir mense. En hy het verstaan, en hy het op die regte plek begin. Mag ek sê, die regte plek om te begin is by jou familie. Jammer om ook te sê, is ook die moeilikste plek om te begin. Want jou families ken jou nommer 1. So daar behoort 'n duidelike verandering te wees. Tweedens, jou families is saam met jou in die ou kerk, en dat nie daar uitkom, totdat dit verandering sien. En so, maar hy het gegaan, en hy het met sy broer gebring. Weet jy, ek sit daar en dink, wie van ons kan ooit skat wat die waarde van 'n siel is in God se hande? Wat God kan doen met 'n siel wat jy dalk net 'n traktaatjie laat gee, of 'n Bybeltjie gee. En daai persoon wil kry, wie weet wat God kan doen met daai mense? Wie het ooit geweet, toe hy vir Petrus na die Messias toe gebring het, dink jy het gedink dat die wonderlike prediker gaan wees? Dat 3000 mense na die Here toe gekom, Pinksterdag, dat hy die man is wat die eerste nie-Jode na die Here toe gelei? Nooit nie. Ek hou van die storie wat ek gelees het van Robert Moffat, dat was die man wat hier in Koereman sendeling was, en hier met die Tswana mense wat hy mee gewerk het, kan nie meer onthou daar nie. Maar hy was toe weer terug Skotland toe, om terug te rapporteer aan sy kerk, hy was 'n sendeling natuurlik. En op 'n koue, mislike aand, moes hy preek in 'n klein kerkie, en toe hy daar opdaag, was daar nie een man in die kerk, dit was net vrouens. En sy boodskap was, men, where are you? Wel, hy het gesukkel daardeur,
Maar onwetend was daar 'n jong man wat agter die skerms was. En hy die bellows, ek weet dit in Afrikaans is nie. Maar jy weet waarvan Blaasbalk het hy gewerk vir die orgel. Jong mannetjie, wat daardie dag besluit het dat hy ook 'n settler is. Hy het toe gestudeer, hy het selfs medies gestudeer, en hy het 'n settler geword. So terloops, hy het ook Moffat se skoonseun geword. Sy naam was Terry Livingston. Dink jy Moffat het geweet dat God so wonderwerke kan doen? Een van die grootste sielewenners van 100 jaar gelede, J.L. Moody, in Engeland, in Amerika, was duisende daaraan toegeleid, aan die Here toegeleid. Miljoene dan, door J.L. Moody. Weet jy dat hy na die Here toegeleid was deur 'n sondagsskoolonderwyser, wat omgegee het vir hom, en hom gaan soek het by sy werkplek, het skoene verkoop. En hy het hom na die Here toegeleid, in die skoene stoorkamer. Wie sou het gedink het? Dat hy hierdie wonderlike evangelis prediker sal word. Moody Bible Institute is nog vandag. Moody Bible is nog in die grootste kerke in Amerika. Alles deur Moody begin. So, luister, wanneer jy 'n praktyk uitgee, wanneer jy met iemand praat, wie weet wat God gaan doen? Wie sal ooit weet? En so, ons sien hierdie man het omgegee vir mense. Met sy soekende, sorgsame hart. Ek het gelees van Filippus, so terloops het jy opgelet, dat Filippus van dieselfde dorp was, as die twee van hulle, as Johannes en Andreas. Ek wonder of Andreas nie betrokke was om hom na Jesus toe te bring. Anders hoe sou Jesus hom gevind? En so ons sien daar sy. Bietjie later, ons gaan jou net 'n bietjie meer vertel hiervan, maar Jesus is besig om te preek en daar's 'n menigte, hy wil hulle voer en hy vra, hoe kan ons hierdie mense voer? En dan sê hy vir ons, en Andreas het 'n seentjie na hom gebring, wat 'n paar broodjies en visies gehad. Raai wat? Nie een van die ander apostels het rondgekyk waar dat ietsie kon doen, maar Andreas het wat gebring na Jesus. Is dit nie wonderlik? Nog later, ons sal daarna kyk, hoofstuk 12, kom 'n klomp Grieke. En hulle, Filippus was blykbaar van 'n Griekse tipe agtergrond. Maar hierdie Grieke het na Filippus toe gegaan. Filippus bring hulle aan Andreas toe, en die twee van hulle gevat hulle na Jesus toe, saam. 'n Man met 'n sorgsame hart. Hy het omgegee vir mense, en het gesorg dat hy by Jesus toe kom. Hier's 'n derde. Hy was 'n man met 'n gelowige hart. Kom gou saam by hoofstuk 16. Ons kyk gou daar die verhaal. Hoofstuk 6. Vers 5 vertel vir ons dat Jesus in Tiberias gepreek het, daar het hy gepreek, vers 5 sê vir ons, toe dat sy oë opslaan, sien 'n groot menigte daar kom. Sê hy vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie man mense kan eet. Dit het hy gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy sou doen. Filippus antwoord hom, brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle nie. 'n penning was 'n dag se loon. So 200 dae se loon sal nie genoeg brood kan koop vir al hierdie mense. Maar kyk wat sê dit dan vir ons in vers 8. Een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is 'n seentjie wat 5 gasbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie? Dan kry jy 'n vraag, hoekom het hy na Jesus toe gekom met 'n paar broodjies en 2 visse? Dan kan ek jou herinner asseblief, net daarby gered was, het hy aanskou hoe Jesus sy eerste wonderwerk gedoen het, die water en die wyn van verander. Toe hy ander wonderwerke gesien, meer wonderwerke gesien. En ek is seker, hy het na Jesus toe gekom. Hy sê, wat is hierdie 2 vir so baie? Anders met die houding van, Here, dan kan jy iets doen nie. As jy water kan vat en wyn, wat van hierdie 2 brode, hierdie handjie vol vis, wat kan jy daarmee doen? Ek het die idee,
dat hy geloof gehad het, dat Jesus ietsie kan doen om almal te voer met hierdie klein bietjie. Kan ek jou vra, hoe groot is jou geloof? Is jy 'n persoon met geloof? Het jy die geloof dat, byvoorbeeld, as jy jou lewe aan die Here gee, dat hy dit kan breek en gebruik deur is wat jy ooit geword het, wat jou lewe sal aangaan? Weet jy, dit het my gebeur. Ek was 'n besigheidsman, ek gedink ek is die wonderlikste man op aarde. Ek het die motors gery, ons het geld gehad, ons het al hierdie dinge gedoen. Tot ek Jesus ontmoet het. En hy moes my breek. En hy moes my liefde vir geld wegneem. Voordat, luister, as jy lief is vir geld, sal jy nooit weer 'n werklik lief wees vir Jesus. Hy het dit weggeneem. En ek sê nie, jy moet nie werk nie, natuurlijk moet jy werk. As jy vir jouself werk, geld is deel van die hele ding, ons moet lewe. Maar geld is nie die eerste nie, die alles nie. En hy moes dit wegneem. Hy moes my breek, sodat hy my kan gebruik soos hy wil. Nou het hy heelal gebreek, dit is ek op hulle opgebreek. Ons gaan volgende week op sending doen. Hulle belange en hulle by gevra, asseblief tog, preek daagliks om jongmans uit op sekere te wees. Dis wat ons nodig het. Weet jy wat, ons het geen jongmans of ouermans. Ek is 34 toe ons die bediening gaan. Ons het mans nodig om kerke te begin. Ons het nou met 'n tragiese situasie soos dit wees. Ons het een van ons kerke daar gehad. Wat Tom Wolf, ek weet nie wat dat wankie was, Tom Wolf, ek het hom Amerikaanse sender, IBWE, sal plek op. Hy het 'n kerk gestig in soos dit wees, was fantasties. Baptiste, soos ons kerke, onafhanklike Baptiste kerk. Daai kerk het nou so gedraai so in een van hierdie gereformeerde kerke. Dat is meer 'n Baptiste kerk soos ons Baptiste kerk het. Nou staan nie een kerk soos dit wees, wat as ek iemand Engels na die Here toe in Engels, het ek nie 'n kerk op in Engels nie. Was dit? Waar is die jong mans? Dis wat ons nodig het. Ons het mans nodig en vrouens nodig wat bereid sal wees om hulle lewens te gee. En laat ek doen, baie is bekommerd, hoe gaan ek lewe? Wat gaan met my gebeur? Het jy my boek en sal gesien? Ons lewe baie lekker. Die Here voorsien. As die Here roep, voorsien hy wat nodig is. Die talente wat jy nodig het, die gereedskap wat jy nodig het om die werk te doen, en hy gee ook die geld wat jy nodig het. Wonderlik. Luister, wat van jou tiendes? Het jy genoeg geloof om 'n tiende te gee en God te vertrou, dat hy 90% sal laat toelaat, dat het verder gaan as 100%. Weet jy, ons klein kerkje toe, dis wel is op 'n goeie dag dan 40, 50 mense, baie goeie dag. Maar ons groep, ons korrel, was 25, 26 mense. Arm, veel mense. Die twee rykstes in ons kerk is twee onderwysers, skoolonderwysers. Weet jy dat ons vir R5.500 per maand, elke maand, vir sending, alleen in sending. Wat hulle het geleer, gee, en weet jy wat gebeur? God gee terug. En God gee dikwels meer terug, as wat jy ooit gedoen of gedink. Maar dit kos geloof. Ons noem aan daai gedeelte wat ons uit, ons het 'n rekening wat waar geld in gaan, ons noem dit geloof, belofte, offers. Dis wat dit is. Wat vir jou talente? Hierdie bruid wat ek gister gepraat het, mense kan sy kan sing. Wow! Sy het so pragtig gesê. Sy is in een van 'n koor, wat hier in Durban nou kom oefen kan doen. Pragtig. Het jy dat 'n talent om te sing? Dit net hoe so lekker sal het wees eendag as jy kom staan hier so. En nie getuienis gee nie, vir ons sing. Die Here doen. Ons het talente wat God wil gebruik. As jy bereid om te gee, dis wat is. Het jy die geloof? Vierdens was hierdie man 'n man met 'n wyse hart.
wyse hart. Kom na hoofstuk 12 toe sal op. Dan wys ek jou sy wyse hart. Sê vir ons net voor vers 20 van hoofstuk 12. En sê vir ons sommige Grieke wil Jesus sien, sê dit vir ons bo. En daar was sommige Grieke, sê vers 20, onder die wat gekom het, om op die fees te aanbid, en hulle het na Filippus gegaan, wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra en gesê, maar Here, ons wil Jesus graag sien. Filippus kom en sê dit vir Andreas, en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Is dit nie wonderlik? Ek wonder hoeveel van ons, as daai Grieke hier na ons toe gekom het, as hulle my toe gekom het, sê ek menige gebid, en gesê, nee, ek weet nie wat die man so vra nie, maar vra hulle, ek het al die antwoord. Ek het die antwoord. Weet jy, baie van ons dit dag, baie rondom ons, wat deskundig is in alles, is dit reg? Selfs in ons families het ons deskundig is, hulle wil jou vertel wat ook jy bedoel hierdie, en daar, dit en dit. Selfs kerk as daar nou deskundig is. My suster was in die kerk, Presbyterianse kerk. Hulle het 'n kerkgroei deskundige ingekry, om te leer hoe hulle kerk moet groei. Maar ons sê onwagtig vertel het. So, ek het R50.000 betaal vir hierdie man, om hulle te vertel hoe hulle kerk moet groei. Ons sê dit 'n klein gedeelte uit die Bybel gelees het, is dit reg, gaan die wêreld in 'n verkondige evangelie, net so eenvoudig. Maar jy kry al die eerste. Dis wat ek van hierdie man wil. Wie die Grieke kom, het hy nie gedink hy het antwoord. Hy het geweet wie die. Hy het geweet wie die ware deskundige was. En hy het hulle geneem na Jesus toe. Nou ek en jy werk in die lewe, en ons is werk in die werkplekke, in die wêreld, en ons is in die winkels, en in ons daagliks is daar mense wat met probleme verby ons loop. Soms daar se kom 'n probleem. En ons dink ons het saam op soms die oplossings. Weet jy wat? Hierdie man is die antwoord. Hy het hulle na Jesus toe geneem. Het jy 'n probleem met daai kinders? Sê die Here nodig. En sodra sy die Here na hulle kry, sê dan man, sal hulle leer om hulle kinders te leer, sodat hulle kinders eendag die Here sal dien. En hulle kinders reg word, is reg. En dis wat nodig is. Hy het hulle na Jesus toe geneem. En ek dink dis waar ek en jy behoort te wees. Ons behoort nie raadgewers te wees nie. Ons behoort nie te dink ons weet alles nie. Jesus weet alles. En ons behoort. Ek het al 'n paar keer, dan stuur mense vir my, mense na my toe vir berading. Berading vir my is net 'n baie eenvoudige ding. Sondig jy? Okay, jy het huwelik. Wat is die probleem? Hulle praat nie met my nie. Of sy wil nie hierdie ding doen. Okay, hoop. Praat van gelowiges oor. Het jy gestaan en gesê, jy bedoel, jy gaan jou vrou lief hê oor jouself nie? Yes. Okay? Dan sondig jy dit nie. Maak reg met jou vrou. En daar is 'n poef. Problem solved. You understand? Ons het nie mense nodig wat grade het om probleme op te los. Ons het Jesus nodig. Vat hulle na Jesus. Net so eenvoudig. En die oplossing is opgelos. Ek dink vanoggend net hoe anders sou hierdie wêreld, hoe die land van ons gewees het. Weet, die Bybel sê vir ons waar die Here se wil nie bekend gemaak word, die verwilderde volk. Hoe anders sou dit nie gewees het nie, as ons vergeet het van human rights en God's rights gevolg het. So, hoe anders sou dit nie gewees het. Hier is 'n 5de ding van hierdie man ek moet aanbeweeg. Hy was 'n man met 'n getroue hart. Die laaste wat ons van hom lees, is hy saam met 119 ander disippels in 'n bokamer besig om te bid vir die Heilige Gees. Hy's daar. Ons weet nie te veel van hom af nie, maar daar word gesê dat hy vir 'n tyd in Rusland en dan ook in een van die ander lande en hy ook gewerk. Hy was 'n man wat die Here gedien het tot die einde toe. Ons weet nie hoe lank dit was nie, hoeveel jare dit was nie,
ons die idee nie. Maar hy het van daai dag, wat hy Jesus aangeneem het hy Jesus huis toe geneem, en was altyd by hom, tot die einde toe. En dis hoe het behoort te wees. Hy het nooit die Here verlaat. Hy het nooit soos sy broer die Here verloor nie. Hy het nooit soos Judas die Here verloor nie. Hy het nooit soos sy broer teruggegaan na die wêreld toe. Hier in hoofstuk 21 sê Petrus vir sy vriende, ek gaan weer visvang. Hy gaan weer terug na sy beroep toe. Andreas is dieselfde dan. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het nie soos Judas die Here verraai nie. Hy het nie soos Thomas getwyfel nie. Hy was net daar, stryd, dien die Here soos sy woord. Hy was nie soos baie warm en koud nie. Mense, ons kry hulle in ons kerk. Dan sê ons het naweek daar. Dan sê warm, nou getuig sy Sondag was sy in 'n ander diens. En sy die Here beloof, sy gaan nooit weg by dit diens nie. En sy gee vir ons 'n hele storie 3 weke later sien ons. As jy 'n belofte gemaak het en jy vertel ons almal, dan weet jy dat belofte hou. Maar hulle is warm en dan is hulle koud. Dan is hulle warm en dan is hulle koud. Hulle is soos 'n jojo. Maar die kinders mee speel. Vandag is hulle bo, môre is hulle onder. Nie hierdie man. Wat ons vir hom die is altyd dieselfde. Altyd soek. Altyd reg, altyd die redie. En hy is by die boorkamer by daai 120. Soos ek gesê het, geskiedenis vertel vir ons, hy was in Rusland, het hy daar gewerk, en hy staan eintlik bekend as die patron saint of Russia. Een van dat. Dat is wel klopt. Maar getrouw, lees van hierdie Antie. Haar naam was Antie Effie. Sy was in 'n Baptiste kerk in Amerika, in Iowa. Sy was 'n lid daar van 88 jaar, selfde kerk. 88 years. Okay? 50 jaar was sy sondagsskoolonderwyser in haar kerk, vir 50 jaar. Sy het onder 15 pastore gesit. 15 pastore is daar in en uit. Ek het dit vertel nou toe laasie was, dat ons Makassar Kerk se 38ste verjaarsdag was. 38 jaar. Weet jy, van die eerste mense wat ek by die Here toe gelei het dan, is nog daar. Een het by verlede het Geil na my toe gekom gesê, pastoor, ek was 27 jaar oud, op die 18de September, dit sê die dag nie, jy my na die Here toe. Hier is ek nog. 37 jaar. Sy ek daar na die Here toe gelei, voor ons die kerk, self 'n stukkie wat hulle. Sy is nog daar. Ek wonder as ek so rondkyk of jy nog nie gaan wees in 20 jaar sit. Getrouwd. Dis ons woord. Maak nie saak hoe groot of hoe klein ons is. Make no difference. Ek sê gereeld vir ons mense, as jy nie hier is nie, dan met ek is hier met God is. En ons gaan gelukkig daar wees. En hy is daar met daai klop in. Hy is ook terloops. Skotland se vlag as 'n vlag is 'n kruis. En hy was gekruisig op 'n X-vorm kruis. Hy en sy broer het albei geweier op 'n gewone kruis gekruis. Dis 'n laaste ding. Hy was 'n man met 'n tevrede hart. Weet jy, hy's 'n man wat in sy broer se skade weer geleef het. Uit die 12 keer wat hy genoem word hy 5 keer genoem. Andreas, die broer van Petrus. Hy's altyd genoem, die broer van Petrus. Dan was jy so, dat jy 'n broer op skool gehad het, of 'n suster. En iemand sê, wat sy wil sy naam weer? Jy weet ons wel. Susanna se suster. Dis hy. Maar hy was dood tevrede
Sien, vir hom was sy identifikasie nie in sy broer nie, of in hierdie ding, of daai ding nie. Sy identifikasie was in sy Here. En hy het nie omgegee. Hy het hom nie gepla nie. Hy het nie probeer kompeteer met sy broer nie. Weet jy wat ek net nou gesê, daar's nie een preek wat hy gepreek het wat is verkeerd nie. Hy het nie probeer om so sy broer te wees nie. Hy wou nie nog 'n Petrus wees nie. Hy was sy eie man. Wat sy eie manier dinge gaan doen. En die Here gaan dien bes wat hy kan. So baie mense rondom ons is beïnvloed deur een persoon. Of 'n broer of 'n suster is of wat dit ook al is. En dis nie hulle eie diens. Dis ons het 'n Griekse paar ontmoet in Newcastle. Jare gelede. En hulle het die pastoor gevolg waar hy ook al gegaan het. Ons het uiteindelik die laaste keer gesien in Benoni. Waar die Benoni by die kerk was. So in ander woorde, ja, hulle het die Here gedien, hulle was getrou. Maar hulle was eintlik getrou aan die man. Jy sien, of die pastoor nie weg is of nie, dis eintlik jy stop heel vir die kerk. En jy gaan aan en jy is die man. As jy kan staan op 'n wolkie na Here. Nie sleg idee nie. Maar word nie soos anders nie. Want jy sien, God het elkeen van ons uniek gemaak. Weet jy, ek is die gelukkigste man op aarde, wat as niemand wat soos my is. As dalk een wat gelukkig genoeg is om so glorieus uit te wees. Okay? Maar hy is nie uit. Jy onderstel, ek is by my Here. God het my so gemaak, en ek en jy weet dit verstaan. We are one, we are unique. Ek hoef nie, soos een van die Filipsyne te lyk nie. Okay? Ek dink as een van die Filipsyne lyk, ek sal hulle dat soos ek lyk, maar ek gaan nie daarop staan nie. Maar ek gaan nie my hare sny, soos hy dit sê nie. Ek gaan nie daar rondloop met, kyk genoeg sê, en goed, omdat iemand anders aan kyk toe sê. Hierdie dame wat ek getrou het, hier gister sê ek toe sy hier oorlog. Lyk soos iemand daar geslaan het met 'n nat papier, koerant. Ja, sy het goed hier oorlog. Ek gaan dit nie doen. Ek gaan 'n tattoo kry net vir die dag. Die verstand wat is dit. Ek gaan dit toe kry. As ek confused of verlore lyk, bel my vrou Nina. Dis so. Ek gaan hom weer hê. Okay. Maar ek hoef nie soos hulle te wees nie. Jy sien, God het jou uniek gemaak om jou te werk te wees. Pieter, jy's 'n Pieter, daar behoort nie 'n ander Pieter te wees. God het jou uniek gemaak. En weet jy, tevredenheid, ware tevredenheid, contentment is die Engelse woord. Of vrede, is tevrede met hoe God jou gemaak het. Jy is tevrede met wat God jou gegee het, en jy is tevrede met waar God jou geplaas het. Ek hoef nie te trek Londen toe nou, omdat dit die ding is nie. God het by jou geplaas. Dis waar gelukkig is. Dis waar gewerk. En as God het skryf en sê, luister, ek moet in Londen hê, dan sal ek gaan. But until then, I'm not going anywhere. Ja? En dit is wat tevredenheid is. En hierdie man het tevredenheid gehad. Want hy wou nie soos anders wees nie. Hy was nie, hy wou nie sy broer wees nie. Hy wou nie dit en dit en dit en dit nie. En hy wou nie die beste en die belangrikste wees nie. Hoe het ons nie al mense tegengekom. En nou staan 'n kring van ons en praat, en nou kom hy hier in, en nou kom hy met die jokes, en kom vertel jou alles nie. Jy weet hoe staan en ons kan nie meer geskat. Want hy is nou mis te belangrik, dis wat ons sê. Dis nie oké. Stilletjies agter, leer, en doen wat gedoen moet word. Besig om mense na Jesus toe te bring. En gelukkig om tweede viool te speel oor te verduidelik. Leonard Bernstein, daai orkesleier, was eendag gevra, wat is die moeilikste instrument om te speel in die orkes? En hy het geantwoord, die tweede viool. En hy sê, wat beteken dit? Hy sê, almal wil eerste viool speel. Almal wil die leier wees, eerste viool speel. Hy sê, maar 'n orkes sonder 'n tweede, derde, vierde, vyfde, sesde is die beste. Hy sê, dit is die belangrikste en die moeilikste om te speel.
dat jy bereid is om nommer 5 te wees. En jy nie altyd nommer 1 wil wees nie. En dis hierdie man. Hy is doodgelukkig om net 'n helper te wees. Hy's daar, hy's in die agtergrond. Ek is seker toe Jesus sê, man, help, dan is hy daar. Nou het ons nie sulke mans en vrouens in ons kerk nodig. Dis wat ons nodig het in ons land. Dis wat ons nodig het by ons werkplek. Dat ons mense is, wat soekend is, ons verleerd in die woord van God. Ons mense is wat alles doen om ons vermoë om Jesus, mense voor te stel aan Jesus en hulle naam te bring. Elkeen van ons kan harte hê wat op Jesus vertrou vir alles. I like it that you trusted the Lord to work out. En Marie, dat hy het alles uitgewerk, die tyd by uitgewerk. Want dis is God, hy is in beheer van my, hy is in beheer van alles. Maar ek het die geloof om Jesus te vertrou om te doen. Ek het dit nie, ek weet wat dit is. Maar ek streef dit. Wat van die wysheid nodig om mense na Jesus te neem en nie al hulle probleme te probeer oplos nie. Ons kan almal getrou dien, ons kan almal aangaan tot die einde toe. En ons kan almal tevrede wees met wie ons is, ongeag hoe ons lyk. Ongeag wat ons het, ons is tevrede met wat ons is, wat God ons het. Vader, dankie vir die man wat voorbeeld is en die vir ons te volg. En help ons om hierdie, kan ek dit noem, atterheidshouding te hê in ons lewens. Dankie vir ons diens vandag, en dankie vir die woord van God, dat ons soveel leer, dat ons soveel